Liefdes, ons toetrede gesang vanmôre is uit die baie bekende gesang 516 en ons sing dit staande waarna u bly staan vir die uitspreek van die fotum en die seëngroet. Geliefdes, die Here Jesus het gesê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur ons drie-enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons sing tot lof van die Here en wel uit Psalm 71, strofes 1, 3 en 8. Geliefdes, voordat ons vanmôre die Here se woord oopmaak en daaruit saam lees, terwyl hy so sit, kom ons sluit ons oë in gebed. Ons driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, Heer, ons dank U dat ons vanmôre hier by een mag wees. Ons dank U, Heer, dat ons dit ook onsself kan bevind in U teenwoordigheid. Ja, Heer, ons aanvaar dit so vanselfsprekend, en ons vergeet so maklik, dat dit U Seun se lewe gevat het, om ook ons nader aan U te bring. Vader, en ons loof en ons dank U daarvoor, en daarom bid ons, Heer,
dat wat ons ook vandag hier nou dink, Heer, en dit wat ons hoor en lees, Heer, dat dit sal goed wees, dat dit sal gaan oor die evangelie en oor U bemoeienis met ons as sondaar mense. Vader, ons leef in 'n wêreld wat maar baie onvoorspelbaar is. Ja, inderdaad, 'n wêreld wat deurmekaar is. 'n Samelewing, Heer, wat op die oog af goddeloos lyk. Daarom, Heer, is dit vir ons as U kerk, as U kinders so noodsaaklik om weer gevoed en versterk te word vanuit U woord. Vader, ons bid ook vir elkeen wat vanmôre hier is. Here, U ken elkeen se omstandigheid. Ons bid vir hulle wat nie hier kan wees nie. Ons bid in die besonder, Heer, vir hulle wat siek is, wat in hospitale is, wat besig is met behandelings, hulle wat besig is om aan te sterk. Ons bid ook, Heer, vir ons broers en susters wat se geliefdes ons vooruitgegaan het, Heer, en ons bid ook daar vir vertroosting. Maar dankie, Here, dat ons weet, wat ons omstandighede ook al mag wees, ons is nie alleen nie. U is met ons. Vader, ons bid ook vir U kerk, oor die wêreld heen. Ons bid in die besonder, Here, daar waar die kerk gelowiges vervolg word. Vader, ons bid dat U ook U hand van bewaring en beskerming oor hulle uitgestrek sal hou, dat U kerk ook sal lei en sal bewaar in die verkondiging van die evangelie. Maar Here, ons bid ook vir hierdie gemeente van U. En ons dank U, Heer, dat ons ook mag deel wees van hierdie gemeenskap van gelowiges. Vader, ons bid, seën ons samesyn hier en nou. En ons bid dit in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons maak volgende Here se woord oop. En ons gaan saam lees uit die Bybel, daar uit die Ou Testament, sowel as daar uit die Nuwe Testament. In die Ou Testament, hier uit Genesis, hoofstuk 5, daarvan af vers 21, en dan ook uit die Hebreërsbrief, daar in hoofstuk 11, vanaf vers 1 tot 6. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 7 van die Ou Testament. Ons lees aan saam daarvan af vers 21. Toe Henog 65 jaar oud was, het hy Metuselag verwek. Nadat hy Metuselag verwek het Henog 300 jaar lank naby God geleef, en hy het seuns en dogters verwek. Henog het altesaam 365 jaar lank geleef. Henog het naby God geleef, en hy was nie meer daar nie, want God het hom weggeneem. Toe Metuselag 187 jaar oud was, het hy Lameg verwek. Nadat hy Lameg verwek het Metuselag nog 782 jaar lank geleef, en hy het seuns en dogters verwek. Metuselag het altesaam 969 jaar lank geleef, en hy het gesterf. En dan lees ons saam daar uit die Hebreërsbrief. Ons lees daar saam vanaf vers 1 tot en met vers 6. Geloof is egter sekerheid van die dinge wat gehoop word, 'n bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Dit is immers van wie hulle geloof, dat daar met lof aangaande die mense van ouds getuig is. Deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Gevolglik het dit wat gesien word nie uit die sigbare ontstaan nie. Deur geloof het Abel 'n beter offer as Kain aan God gebring, waardeur getuig is dat hy regverdig was toe God oor sy gawes getuienis gelewer het. En deur geloof praat hy nog steeds, al het hy gesterf. Deur geloof is Henog weggeneem, sodat hy nie die dood gesien het nie. Hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voordat hy weggeneem is van hom getuig dat hy God behaag het. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die beloon wat hom soek. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, dit glo en ook daarvolgens leef. Geliefdes, ons sing nou saam daar uit die baie bekende gesang 505 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 4. This is
Geliefdes, ons teksvers vir vanoggend se prediking kom uit die geleesde gedeelte en wel daar uit vers 24 uit Genesis 5, maar uit die ou vertaling, die 33-53 vertaling waar ons lees, en Henog het met God gewandel en hy was nie meer nie, want God het hom weggeneem. Henog het saam met God gewandel. Geliefdes, destyds het ons op skool Noord-Sotho gehad. Ek weet nie of daarvan is wat ook destyds een van die Afrika tale moes neem op skool nie. En een van die eerste dinge wat hulle ons natuurlik leer in 'n taal is om te groet. En in Noord-Sotho was daar altyd die mooi uitdrukking gewees, Sepela Gebotse, wat beteken het mooi loop. Die vraag vanmôre is, loop ons nog mooi en saam met wie loop ons? Dis 'n gedagte wat in 'n sekere sin ook maar weer baie aktueel is in hierdie tyd waarin ons leef. Hierdie vraag, saam met wie loop jy? Anders gestel, wie is jou vriende? Met wie word jy geassosieer, of soos die ou bekende uitdrukking is, aan jou vriende word jy geken. En op hierdie stadium met die hele politieke onsekerheid en situasie in die wêreld, is dit nogal belangrik wie jou vriende is. Saam met wie word jy geassosieer? In wie se geselskap bevind jy jouself? En so raak dit ook elkeen van ons in hierdie land. Want ons trek ook maar ons wenkbroue as ons kyk met wie ons regering hom assosieer. En dit maak ons natuurlik bekommerd. Maar broers en susters, dit raak nie net die land nie, dit raak elkeen van ons in ons daaglikse lewens. Ons probeer ons kinders ook al reeds van vroeg af so op te voed en voor te berei, dat hulle die regte besluite sal neem. By wyse van spreke, saam met die regte mense sal loop. Die regte vriende en die regte vriendekringe sal wees. Baie keer ek sien 'n mens ook maar op sosiale media en hou mense ook maar dop. En mens sien baie duidelik wie mense se vriende is, saam met wie mense loop. Maar geliefdes, dis hierdie gedagtes wat ons dan bring by hierdie gedeelte wat ons saam gelees het hier uit Genesis 5, want ons lees hier van 'n man wat 365 jaar oud geword het, 'n man met die naam van Henog. En die vraag is nou, wat maak ons met hierdie man Henog? Tog interessant, broers en susters, hierdie eerste paar hoofstukke in die Here se woord. Daardie eerste 11 hoofstukke. As mense 'n bietjie gaan kyk na die datums, en ja, natuurlik is daar ook al boeke vol geskryf en is daar uiteenlopende menings oor hoe 'n mens nou hierdie jare moet interpreteer, maar sou mens so na die eerste 11 hoofstukke kyk, en mense dalk 'n bietjie meer letterlik sou wou lees, dan getuig hierdie eerste 11 hoofstukke eintlik van 'n ongeveer 2000 jaar se geskiedenis. 'n Mens het dit eintlik kon noem die eerste wêreld of die beginwêreld. En dit is nogal interessant, want in daardie eerste 2000 jaar het daar ook bepaalde dinge gebeur. Omdat daar 11 hoofstukke is, dink ons daai kere dis maar 'n kort tyd gewees, maar dit was nie. En alhoewel die eerste 11 hoofstukke vir ons maar bietjie min inligting gee in vergelyking met die res van die Bybel, in vergelyking met die res van die boek Genesis, kan ons toch baie duidelik tot 'n bepaalde gevolgtrekking kom. In die voorafgaande hoofstuk lees ons ook van 'n ander geslagsregister. Daar's na verwys ook in die Hebreërsbrief, Kain. En ons weet wat is in Kain en Abel gebeur het. En interessant ook in Kain se geslagsregister lees ons ook van die Henog. Ons lees ook van 'n Lameg, alhoewel hulle name baie kere anders gespel word en hulle op 'n ander plek binne die geslagsregister lê. Maar Genesis in die woord van die Here wil dit vir ons baie duidelik stel dat daar hierdie twee lyne was. En ons weet dat Kain se geslagsregister, Kain se nageslag, het juis daardie groep mense verteenwoordig wat nie saam met die Here gewandel het nie, wat ver van die Here al weggeleef het.
wat juis goddeloos was. Maar dan is daar die nageslag van Set, van Adam, en ons lees daarvan in hierdie gedeelte hier uit Genesis 5. Maar dan kom 'n mens hier by Henog. Maar voordat 'n mens daarby stil staan, in die volgende hoofstuk lees ons hierdie ontmoeting tussen hierdie twee lyne. En lees ons dat die Here was ongelukkig. Die Here was ontevrede omdat hy die mens gemaak het. En daar neem hy die besluit om die mens uit te delg. Die baie bekende sonvloed en Noag se verhaal. Maar Henog, en oor Henog, hierdie ou paar versies, is daar ook uiteenlopende sienings. Die vertalings gee ook vir ons verskillende perspektiewe, want gaan kyk 'n mens na hierdie gedeelte uit Henog, dan kan 'n mens die afleiding maak dat Henog eers die Here gevind het na die geboorte van sy seun Metuselah, op 65-jarige ouderdom. En daar is nogal sterk argumente uit te maak daarvoor. Soos ons reeds gesê het, was daar die wêreld waarin Henog hom bevind het, alles behalwe hierdie ideale, perfekte wêreld. En ons weet ook wat die rede daarvoor was. Dit was na die sondeval, nadat die Here die mens voor sy aangesig verdryf het, daar in die tuin van Eden, en waar die mens sou swaar kry. Ons weet ook van Kain se nageslag, en is duidelik, mens kan die afleiding maak, dat daar kontak was, soos ons reeds gesê het. So, die moontlikheid het inderdaad bestaan, dat Henog se aanvanklike lewe, ons sê nou daar die eerste 65 jaar, maar goddeloos was. Maar tog lees ons nou ook nie van Henog se sondes en alles wat hy verkeerd gedoen het nie. Ons plaas hom binne in 'n bepaalde omgewing, omstandigheid, en ons maak bepaalde afleidings van wie die Hebreëus en die vertalings daarvan. Maar aan die ander kant, lees ons, en kan mens nou die afleiding maak, so sekere vertalings het dan ook vertaal, dat hy eintlik maar van altyd af saam met die Here geleef het. En dat hierdie Henog eintlik 'n baie goeie mens was. Hy het naby God geleef, hy het na die Here se wil gesoek, hy is 'n verantwoordelike man gewees. En dan sou mens die afleiding kom maak, dat Henog dalk nou die eerste mens was na die sondeval, wat dit 100% reg gekry het om te leef volgens die wil van God. Ons lees egter nie van Henog se prestasies nie. Ons lees nie van al die wonderlike dinge wat hy gedoen het nie. Wat ons wel lees, is dat hy naby die Here geleef het. Maar dit word ook nie net oor hom gesê. Ons lees ook in die hoofstuk hierna, dat Noag het naby die Here geleef. Ons lees dit van Abraham, ons lees dit van Isak, ons lees dit van Jakob. Ons lees later van Dawid, waar daar geskryf word, Dawid was 'n man so na die Here se hart. En daarom sou ek voel dat 'n mens eintlik Henog as persoon eintlik moet plaas binne die breër konteks van die Here se woord, en in die besonder met die oog op die mens. Want ons lees van verskeidenheid van karakters, persone wat naby die Here geleef het, wat die Here inderdaad geken het. Maar elkeen van hierdie karakters het ook maar hulle foute en tekortkoming gehad. Niemand van hulle was perfek gewees nie. Ons begin maar by ou Abraham. Ons weet ook dat Abraham ook maar nie altyd so 'n sterke leier was nie, dat hy ook maar baie kere oorgegee het ook. Ons dink aan sy vrou, hoe baie toegewings hy gemaak het. Dan kom ons ook maar by ou Isak en Jakob, en oor Jakob kan daar natuurlik baie gesê word. Ons weet van al sy skandes en dat sy naam eintlik ook maar bedrieër beteken het. En dan kom ons by Josef, en ons weet ook aanvanklik was Josef se lewe ook maar geken deur baie foute, dat hy homself ook maar beter geag het as sy broers, en dat hy ook vir baie lank in die tronk was, al was dit natuurlik dat hy onskuldig was, maar Josef het ook maar sy foute en tekortkoming gehad. En as jy dan verder in die geskiedenis gaan kyk na ou Moses ook, Moses wat ook naby aan die Here geleef het, interessant, Moses wat ook deur die Here kom neem is. Ons weet ook van al Moses se foute en tekortkominge en sy ongehoorsaamheid. Hy het immers 'n Egiptenaar doodgeslaan. En dan gaan ons so na die konings toe, natuurlik verwys ons ook na ou Dawid, en ons ken Dawid se lewe baie goed. En daar is 'n verskeidenheid van ander konings gewees,
profete ook. Ons dink ook hier aan nou Elia, die Here het hom ook net kom neem, maar ons weet ook dat hy ook op 'n stadium baie moedeloos was. En nie meer kans gesien het nie. Dink aan nou Jeremia en die besonder ou Barug, wat ook op by geleentheid vir die Here gesê het, hy kan nie meer nie. En as ons na die Nuwe Testament gaan kyk, dan dink ons onmiddellik aan al die disippels en wat hulle gedoen het. Hulle wat inderdaad naby die Here Jesus geleef het. Hulle het inderdaad fisies letterlik saam met hom gewandel vir 3 jaar lank. Elke dag was hulle in sy midde. En daar in Jerusalem, toe hulle gekonfronteer word, dalk met uitsondering van Johannes, het die res hom maar in die steek gelaat. En dan dink ons aan Paulus, die groot sendeling onder die heidene nasies. Ook Paulus het ook sy foute en tekortkoming gehad. Nou kom ons terug na Henog toe. Wat maak ons met hierdie figuur? Ons lees, soos jou vertaling het vertaal het, hy het saam met die Here gewandel, hy het naby die Here geleef. Beteken dit nou dat hy hierdie perfekte mens was? Of dat hy dalk later in sy lewe tot bekering gekom het? Op die einde van die dag, broers en susters, maak dit eintlik nie saak nie. Want die voorafgaande hoofstukke leer ons inderdaad van die sondeval. En Henog was dit ook nie gespaar nie. Interessant lees ons in dieselfde geslagsregister in die begin, dat Adam sê, nadat sy seun gebore word, sê hy, daar's nou een na my beeld. En ons weet aanvanklik dat God het die mens na sy beeld geskape, maar Adam wat hy sê, hier is nou een na my beeld, wat beteken, hier is nou ook 'n klein sondaartjie. Daar die ou bekende doopformulier wat sê, in sonde ontvang en gebore. En Henog was dit nie gespaar nie. Hy was ook beelddraer van Adam. Maar die interessante ook, onthou die moederbelofte, soos ons lees ook daar in Genesis. En dit is hoofstuk 3, dat na jou sal een kom, wat die slang se kop sal vermorsel. Daar die belofte van Jesus Christus. Want Methuselah, interessant, die seun van Henog, sy naam beteken, hy sal sterf, wanneer hy kom. Nou ja, Methuselah het nou baie oud geword, 969 jaar. So tong in die kies, laat my altyd dink, toe ons op skool was, as ek die naam altyd hoor, het ons so ou Volkswagen kombi gehad, wat so stadig was, en agterop hom het gestaan Methuselah, dit was die ou kombi se naam. Maar in elk geval, maar interessant rondom hom is, hy sterf in die jaar van die sonvloed. Baie is van mening dat dit sou beteken het, wanneer die Here sou kom, met ander woorde sy oordeel. Ons weet dat Noag, die agterkleinkind van Henog, hy is weer die een wat sou troos bring, wat sou redding bring, wat sou uitkoms bring. Maar broers en susters, met die oog en met die bril van die Nuwe Testament, kan ons ook na hierdie gedeelte anders kyk. Dat Henog inderdaad ook besef het, en met die geboorte van sy kind, dat daar is hoop. En dit is nogal 'n logiese gevolgtrekking wat ons kan maak, veral as ons vorentoe gryp na die boek Hebreërs waaruit ons vanmôre gelees het, wat ook verwys na hierdie onbekende Henog. Baie bekende om seker te wees van dit wat ons hoop, om oortuig te wees van dit wat ons nie kan sien nie, want dit is wat geloof is. En so word Henog eintlik daardie eerste figuur, nie as 'n sondelose, wonderlike, buitengewone karakter in die Ou Testament nie. Maar hy word vir ons hier die toonbeeld van iemand wat daardie hoop kon vind, binne in 'n ontaarde wêreld, 'n deurmekaar wêreld wat ook maar getuister was met onreg en sonde en dood en alles wat daarmee saamgegaan het. Henog het besef wat so groot voorreg dit is om saam met die Here te wandel. En dit was nie 'n besluit of 'n keuse wat Henog uitgeoefen het nie. Ons het so mooi gesing, Gesang 505 is een van daardie uitstaande gesange waar ons gesing het, Heer, kom vat my hand en lei ons na die Vaderland. Dis die Here wat vir Henog aan die hand kom vat het, en nie net vir Henog nie. So sou daardie geslagsregister
vorentoe gaan, en ons het vanmôre verwys na elke karakter, elke persoon en figuur wat ons ken, en wat sien ons raak, nie hoe uitsonderlik hulle was, of hoe sondig hulle was nie, maar dat hulle die Here se hand gevat het. Want om naby die Here te leef, gryp ook weer terug na daardie gedeelte 2 weke gelede, van daardie vrou, wat daar gekom het by die Fariseer, en deur daardie versperrings breek, en aan die voete van die Here Jesus kom val, en na trane wat sy voete was. Om naby God te kan wees. Maar aan die ander kant ook verlede week se gedeelte daaruit Matteus, die voorreg wat ons het om in die wingerd van die Here te kan arbei. En daarin, broers en susters, is Henog vir ons eintlik 'n groot inspirasie en gee Henog vir ons hoop. Hy dink weer terug aan daardie uitdrukking van Dr. Grimbeek se moeder, wat sy altyd gesê het, wat is hoop? Hoop is om môre se musiek vandag te hoor, en geloof is om vandag al reeds daarop te dans. Dis vir my so uitsonderlike en 'n besonderse uitdrukking, om juis ook hierdie gedeelte hier in Hebreërs 11 mee te verduidelik, wat geloof is. En dit sien ons by Henog. En die vraag kom by 'n mens op, nou maar, waarheen wandel Henog nou? Die Hebreëus, daardie woord wat 'n mens daar vertaal met wandel of naby, kan ook op ander maniere vertaal word. Dit is ook in ander kontekste gebruik as rondtrek, want ons lees in die Ou Testament baie kere hierdie gedagte van rondtrek. Ons weet dat die volk het baie rondgetrek. Dit kan ook deurtrek wees. Dit kan oorsteek wees. Ons dink aan die deurtog daar deur die Skelfsee, daar om oor die Jordaan of deur die Jordaan te trek, deur daardie hindernis. Maar daardie geskiedenis verteenwoordig ook altyd daardie uitstaande kenmerk van God se nabyheid. En ons trek in hierdie ou wêreld rond. Die lewe vat ons na baie plekke toe. Elkeen van u wat vanmôre sit, die van u wat inluister, as u nou so terugkyk oor u lewe, dan sien u hoe u lewe u ook na plekke toe gevat het. Maar daar's ook 'n uitstaande kenmerk. Die Here was altyd in ons nabyheid. Ons het ook al baie krisisse in ons lewe gehad wat u moes oorbrug of moes oortrek. Situasies wat u moes deurdruk of deurtrek. Maar die Here was nog altyd daar. Was nog altyd daar gewees. Broer en suster, om in die nabyheid of saam met die Here te wandel, is genade. Dis die Here wat ons aan die hand neem en ons lei. En dis wat 'n gelowige anders maak. Maak nie van ons supermense nie. Wêreld sal baie kere na ons kyk en sê ons is baie kere skynheilig. 'n Antwoord daarop is ja, ons is siek en die siekte is die sonde. Maar daarom, soos ons ook al by geleentheid gesê het in die hand daarvan die Markus Evangelie, maar die Here Jesus het uitgekom vir die wat siek is, nie vir die wat gesond is nie. Daarom besoek ons geneesheer, leef ons elke dag saam met ons geneesheer. Is ons besig met hierdie behandeling, en hierdie behandeling ontvang ons deur die woord van die Here en deur die werking van die Heilige Gees, want ons is op pad iewers heen. Want ons dwaal nie net rond nie. Baie kere is mense so soekend, vra mense baie kere na hulle nalatenskap. Wat is my doel en betekenis in hierdie wêreld? So dalk het weer 'n bietjie luister na die Nuwe Testament en wat Paulus ook skryf. Is maar 'n tentwoning, broer en suster. Ons is maar reisigers hierdeur. Want ons wandel nie net saam met die Here nie, ons soek saam met die Here op pad. Henog was op pad. En ons lees, hy het nie gesterf nie. Die Here het hom kom neem. En dit is so in teenstelling met die res van daardie geslagsregister, want ons lees, al het hulle oud geword, hulle het gesterf. Ons lees van nou Henog, hy het in vergelyking met die ander nou nie so baie oud geword nie. Maar ons lees hy het nie gesterf nie. Die Here het hom kom neem. Moses was so 'n voorbeeld. Elia was so 'n voorbeeld. En die grootste bevestiging waarin ons daarin kan deel is natuurlik met die Here Jesus Christus se hemelvaart. En so ook al baie keer en by elke begrafnis ook vir die familie en vriende sê, onthou, 'n geliefde sterf nie. 'n Geliefde gaan ons net so lank vooruit, soos die mense altyd gesê het. 'n Kind van die Here sterf nie. En dis daardie hoop wat Henog vir ons versinne beeld het. En is daardie hoop wat die Here Jesus vir ons kom toon het. En daarom kan ons seker en oortuig wees van die dinge wat ons nie sien.
van die dinge waarop ons hoop. Want dit is wat geloof is. Ja, broers en susters, soos ons vroeër gesê het ook, ons lewe vandag ook maar in 'n wêreld wat nie verskil van daardie wêreld wat vir ons verduidelik word in die eerste 11 hoofstukke nie. En in hierdie wêreld is ons maar baie kere ook onseker oor waarheen is alles op pad? Waarheen is ek op pad? As kinders van die Here hoef ons nooit daaroor te twyfel nie, ons weet. Want dit gaan oor saam met wie jy loop. En daarom kom die vraag vanmôre weer, saam met wie loop ons? Want die interessante ding is, broers en susters, as jy saam met die Here loop, as jy saam met die Here wandel, as jy lewe in die nabyheid van God, dan sal jy ook die regte mense na jou toe trek, by wyse van spreke. Dan sal die regte mense ook saam met jou kom wandel. En is dit nie waar die groot krisis lê in die tyd in hierdie wêreld nie? Ons het nie leiers nie. Ons praat nie van politieke leiers nie, dis nie waar dit gaan nie. Ons het nie meer mense wat so saam met die Here wandel, dat hulle ander mense saam met hulle trek nie. Want dit is ook altyd die uitstaande kenmerk van 'n goeie leier, is om mense saam met jou te neem, om mense toe te rus. Is dit nie presies wat die Here Jesus ook kom doen het nie? Hy het mense saam met hom geneem, mense saam met hom gewandel, die kerk wat saam met hom gewandel het. Hoekom? Want die Here Jesus het ons kom leer wat dit beteken om saam met God te wandel. Maar broers en susters, daardie gedagte wat ons vroeër vanmôre gesê het, dis 'n Pella gebod sê. Mag die Here deur sy Gees en vanuit sy woord ons ook elke dag ons in die hand neem. Mag ons besef dat die Here elke dag saam met ons loop. En mag ons nie losruk en afdwaal nie. Genadiglik lees ons ook wat die Here Jesus ook gesê het. Hy is die goeie herder. Hy sal ook daardie skapies wat afdwaal sal hy gaan haal. Die Here sal ons neem sodat ons saam met hom kan wandel. Geliefdes, mag ons as gemeente, as gelowiges, as die Here se kerk elke dag mooi loop saam met God. Amen. Broers en susters, nou dat ons in die prediking gehoor het, dat ons saam met God ons lewenspad moet bewandel, laat ons terwyl ons staan, ons geloof so bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van die sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom maar. Gemeente, ons het nou ons geloof bely in die lewende God. Maar God wil ook graag saam met ons elke dag 'n pad stap. Maar hoe wandel ons saam met God? Deur ons te hou aan God se riglyne. Kom ons luister weer opnuut na God se wil uit Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of
die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God met groot krag en magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos wat die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enige iets wat aan hom behoort nie. Ons het gehoor hoe ons moet leef saam met God. Kom ons vertrou onsself in die gebed aan die Here toe. Ons sing in ten slotte staande en bidende uit Gesang 274, strofes 1 en 2, en kom ons vra God om ons te leer om soos Henog met hom te wandel. En na die seëngroet sing ons uit Psalm 31, die eerste strofe. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen wees. Amen.